Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Look Good, Feel Better is 'n organisasie wat vroue bystaan wat kankerbehandeling ondergaan. Ek gesels nou met hulle uitvoerende bestuurder Yvette Reder oor hoe hulle gremeringswerkswinkels gebruik om waardigheid aan die pasiënte te gee en hulle help om weer selfvertroue te bou. Yvette, baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie. Wat presies is Look Good, Feel Better? Weet jy nie, ek kan eintlik begin om te sê hoe dit begin het. Ja. Dan gaan jy beter verstaan. So Look Good Feel Better het eintlik al in 1969 begin in Amerika. So 'n onkoloog het 'n pasiënt voor hom gehad en alhoewel haar behandeling beter gegaan het, het sy nooit beter gevoel nie. So dit is die sigbare neeweffekte wat 'n mens sien, soos haarverlies en al daai wat 'n vrou onderkry, maar die nie sigbare is die angs, depressie. En hy het vir die vrou gekyk en hy het gesê, wat kan ek doen om hierdie vrou beter te laat voel? En hy het vir die suster gesê, bring vir my 'n bloedrooi lipstifie. En toe hy die lipstifie op haar lippe sit en sy sien haarself in die spieël, het sy die beautiful smile gehad op haar gesig en hy het gesê, weet jy wat, dit is wat elke vrou nodig het, net om haar waarde en haar selfvertroue weer op te tel. So dit is waar dit gaan. So hoe het dit in Suid-Afrika ontstaan? So toe het die kosmetiese huise in Suid-Afrika saamgestaan en gesê, hoe tel ons daai vrou se waarde op? En hulle almal het ons begin ondersteun en hulle donate al die produkte en goed na ons toe. En dan gaan ons na al die hospitale toe en die vrouens sit om die tafel, ons doen werkswinkels vir hulle met velsorg en gremering en hulle gaan met daai pakkie huis toe. En ja, so dit is hoe dit ontstaan het en nou is ons al in 51 hospitale reg oor Suid-Afrika. Wow. So hoe reël julle die werkswinkels? Weet jy, dit is die onkoloog en die personeel waarin elke vrou wat in kankerbehandeling is, dan word sy genooi na 'n werkswinkel toe. Dit is ongelooflik. Jy weet, hoekom is dit so belangrik dat mense, veral vroue, goed voel wanneer hulle nie noodwendig goed, dat hulle goed lyk wanneer hulle nie noodwendig goed voel nie? Weet jy wat, ek dink is 'n geestestoestand. Hulle sê jy het altyd hoop nodig. So, dis nie net die behandeling wat gaan help nie, maar as jou geestestoestand nie reg is nie, dan kan jy nie veg nie. Ja. En dit is 'n harde geveg. Ek weet dit, my ma het borskanker gehad in 2011. Sy's nou van 2013 af in remissie, maar dit was vir haar so erg want jy is besig om teen iets te beklei waar jou liggaam is eintlik besig om te beklei en jy het niks energie nie, jou hele gestel is af en dan is dit my nou lekker om bietjie mooi te lyk aan die buitekant. Ja, en jy het geen beheer oor wat gaan gebeur nie. So, en weet jy wat se ergste van alles? Ek dink 70% van ons vrouens in werkswinkels, se mans los hulle in daai tyd ook. So daai vrou staan bitter alleen. So ek dink dit is vir my die grootste ding. Ek wil nooit hê iemand moet alleen deur so iets gaan nie. Wat is van die terugvoer wat jy kry van die deelnemers by die werkswinkels? Weet jy wat ek dink? Dit is net ongelooflik, maar ewen die onkoloog sal sê, weet jy, as iemand julle werkswinkels uitkom en hulle kom terug vir hulle behandeling, sien hulle 'n omdraaipunt. Hulle sien 'n verskil. Die vrouens kom daarin met soveel selfvertroue. Ewe skielik het hulle 'n platform gehad om koneksies te bou met ander vrouens, want party vrouens gaan deur kanker en hulle vertel nie eens vir hulle familie daarvan nie, nê? So dan is dit 'n platform waar hulle actually met vrouens kan gesels daaroor en dan het hulle net weer vertroue en hulle het weer hoop vir die toekoms. Jy weet, is daar enige kostes verbonde aan hierdie werkswinkels? Altyd, ja. So weet jy wat, ons kry baie donasies van individuele mense, van groot organisasies, maar ons het ook ons produkte huise. Jy weet, ons het soos Environ, Estee Lauder, L'Oreal, Also Heavenly, Essence, Catrice, Avon Justine. So ons het ongelooflike skoonheidshuise agter ons wat die produkte gee, maar obviously moet ons die program ook hardloop. Ja. So ons hardloop net op donasies dan. Ja. En vir die mense wat deelneem, moet hulle betaal? Glad nie, dis gratis. Yes. Ek wil ook vra die werkswinkels in terme van die reëlings. Is dit moeilik om die mense daar te kry want jy's siek, jy's besig om deur jou behandeling te gaan. Nou is daar 'n werkswinkel wat jy dalk wil probeer, maar jy het net nie die energie of die gemoed om so intoe te gaan nie. Ja, dis presies wat gebeur en dis waarom daai skakel by die hospitaal so belangrik is, want sy sal vir hulle sê jy moet daar wees, want dit is meer as net gremering en velsorg. Op die einde gebruik ons hierdie workshops as tools om regtig by die vrou se geestestoestand uit te kom. Ja. En die pasiënte praat mekaar. So die wat uit die werkswinkels uitkom sal vir almal sê jy kan nie hierdie mis nie. Ja. Jy het nou gepraat oor die maatskappye wat julle ondersteun en die onkoloë en hospitale, maar hoe kan individue betrokke raak by Look Good, Feel Better? Individue wat wil volunteer? Ja. Weet jy wat, jy het geen onderrig nodig nie, ons doen alles vir jou. So enige iemand kan kom, jy moet net 'n hart hê.
So dit is basically 2 ure 'n maand in 'n oggend wat jy by 'n hospitaal dan aansluit en jy moet net die hart hê. En jy weet ek dink ons kry meer daaruit as die pasiënte, want ek stap by 'n werkswinkel uit en ek is dankbaar. Wow. Leer julle dan die mense wat hulle tyd gee en volunteer, leer julle hulle hoe om die gremering te doen en so voort? Yes, ons leer vir hulle alles wat hulle nodig het om te weet en dan vat ons dit van daar af. Ja. So dit is basies soos 'n skills transfer amper op elke vlak van hierdie ding, né? Absoluut, absoluut. Dis meer oor 'n empowerment, né? Ja, Ja. beslis. Ja. Hoe het jy by die organisasie betrokke geraak? Weet jy wat, ek is self 'n grimeringskunstenaar en ek het ook shows gedoen soos Afrikaans is groot en skouspel. En weet jy wat, ek het baie keer net so gekyk en gedink daar moet meer wees in die lewe as net dit. En ek het begin gaan soek waar kan ek my skills gebruik? En ek het op hierdie organisasie afgekom en ek kyk nie vir 'n oomblik terug nie, want dit is vir my so vervullend om deel te wees van iemand se journey. En baie mense sal sê maar dit moet darm bitter moeilik vir jou wees. Maar weet jy wat, ek dink ons het die bitter en die sweet daarvan. Daar's 'n saying wat sê you cannot determine the outcome, nee, but you can affect the journey. En ek dink dit is 'n ding vir my. Ja. Ek weet dit is regtig net ongelooflik dat jy by hierdie organisasie betrokke is en die werk wat jy doen. Daar's nie genoeg mense soos jy in die wêreld nie. So ek hoop al ons kykers wat nou luister en kyk sal graag wil betrokke word by Look Good Feel Better, want die werk wat julle doen is regtig ongelooflik. Dankie. Ja. Hoe kan mense julle kontak? Op ons webwerf www.lgfb.co.za. Ons is ook op Facebook en op Instagram. So ja, kontak ons en ons gaan jou ergens inskakel waar jy kan. So. Baie dankie, Iwet Reder van Look Good Feel Better. Dit is net amper 7 uur of nie amper 6:30 en ons het nog ongelooflike stories op pad vir jou, insluitend Arnold wat gaan gesels net hierna oor die groot sportstories van die naweek, insluitend die Bulls, die Vodacom Bulls wat hulle finaal speel in die VURC. Dit wil jy nie uitmis nie. As jy enige van ons stories gemis het hier op Goeiemôre Good Morning, maak seker jy gaan volg ons op sosiale media. Al ons episodes is ook beskikbaar op ons YouTube kanaal. Dit is ook Goeiemôre Good Morning. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Ray Dillon gaan ook met ons gesels bietjie later en hy gaan vir ons sê hoekom ons moet sê Hokka stop die lorry. Bly net